ons te verlustig in die teenwoordigheid van die Heilige Gees word, Here. Ja. Ons wil vanmôre drink uit die fontein. Ons wil vanmôre vars manna van die afkry, hemel uit die hemel uit, Here, vars gebakte brood en manna wat U vir ons breek. Ons honger na meer. Sal U nie vanmôre, Here, ons dors kom les en ons honger stil. Sal U nie vanmôre, Here, die bande oor mense se lewens breek. Daar jou kettings laat afval, elke geruste slot oopsluit. Waar hy gevangene deur kan oopgaan vanmôre in Jesus naam. Soos 'n Simson vanmôre. Ja. Uitstap en hy poorte van die hek vat en uitruk. Uit die poorte se fondasie en oploop tot bo op die berg. En ontslaan raak van dit daar. Dat ons soos die diensknegte en diensmaagde regdeur van die Ou Testament tot die Nuwe Testament 'n nuwe lied sing tot eer en verheerliking van die naam. Ja. Dat die engele hoor ek vanmôre saam sing. En die Here se naam oplig en verheerlik. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord Jesus. Dankie, soete Heilige Gees. Ek prys en ek loof U vanmôre in Jesus naam. Kom vanmôre om te bind die wat kom te steel verslag en te verwoes, ek breek sy hou vas, elke versterking op my dagstreek af in Jesus naam. Bid dat U doel bereik. Bid dat U met ons deel. Dankie Here dat U die woord vir ons breek, dat ons kan verstaan. Die saad wat vanmôre uitgaan en vrugbare grond sal val, sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van U naam. Ons prys en ons loof en ons sal bid U daarvoor. Laat die kinders van Here vanmôre sê, amen en amen. U mag maar sê, dankie. Ons gaan saam lees daar, hier die Bybel saam gebind en oopmaak daar, maar ek wil op die skerm volg. 1 Korintiërs 3, die eerste 3 verse. 3:1-3. Kom ons kyk wat die woord vir ons sê daar. Baie interessant. Paulus aan die woord aan die gemeente in Korinthe, hy sê, en ek broeders, kom met julle nie spreek soos met geestelike mense, die luister mooi. Hy praat met die gemeente, hy praat met sondaars nie, hy praat met die kerk hier. Maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie. Want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Hoekom? Omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Kom ons kyk na Romeine. Romeine 8. Die so doorgaan, dit een voorbeeld, Romeine 8, verse 6, wat hy daar sê. Kom ons kyk wat sê daar, Paulus hier aan die woord. Hy sê, want wat die vlees bedink, met ou daar praat van vlees altyd deels praat van vlees. Wat die vlees bedink is die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Kom ons lees verder vers 7 ook. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is,
want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Kan jy sê allemaal die woord vanmorgen? Amen en amen. Nou die derde vers, en daarop uitkom my boodskap vanmorgen, erfsondes, die ou mens deel 2 erfsondes, die Engelse vertaling praat van inbred sin. Ek jy sal verstaan nou as ek begin, waaroor ek gaan praat en ek gaan probeer stadig, gaan ek vir jou teacher, ek wil nie graag preek, dat jy kan verstaan waarvan pastoor praat, en dan glo die Here gaan wonderwerk doen in elkeen se lewe vanmorgen, en die Here gaan julle aanraak. Goed, en erfsonde of inbred sin, die ou mens deel 2. Nou verse 3, van 1 Korintiërs 3 sê die volgende: omdat julle nog vleeslik is. Engelse vertaling sê, you are still worldly, controlled by ordinary impulses, the sinful capacity. Ander vertaling sê Engels, because you're still influenced by your corrupt nature. Ander sê, for you are still carnal. Ander vertaling sê, because you are still in the flesh. Luister wat hy sê is op punt vanmorgen. Paulus praat nie hier met die sondaars nie, maar met die kerk in Korinthe. Nou as die hele Korintiërs 1 en Korintiërs 2 gelees, sal Paulus hier agterkom as 'n moeilike gemeente gewees. Hy praat met bloedgewaste kinders van die Here. Let op, hy sê nie vir hulle dat hulle in die vlees is nie. Luister mooi. Maar dat hulle vleeslik is, as 'n verskil tussen die twee. Hy sê nie dat hulle in die vlees is nie, maar dat hulle vleeslik is. Vers 1 spreek van wie hy is, 'n baba. Hy sê, julle word gevoed nog met melk, julle is nog babas. Julle is menslik met ander woorde. En vers 3 spreek van hoe ek leef deur sondebeheer. Dis die twee verskille. Wie ek is en hoe ek leef. Ek leef deur sondebeheer. Want daar is 'n verskil tussen vleeslik vers 1 en vleeslik in vers 3. Vers 1 spreek van die menslike, fisiese swakheid, myne vlees. Waar vers 3 spreek van die eienskappe van die vlees. Jy nou verstaan. Vers 1 spreek van wie ek is, baba, menslik. En vers 3 spreek van hoe ek leef deur sondebeheer of 'n kenmerk deur dit. Maar andere, ek volg die pas van sonde. Ek volg die impulse van sonde. Ek word gedryf deur die impulse van sonde. Ek leef ooreenkomstig dit, ek leef nie volgens die gees nie, ek lewe volgens die vlees, die impulse van die vlees. Dit beteken dat die Korintiërs in Korinthe, al was hulle wedergebore, bloedgewaste kinders van die Here, nog steeds vleeslik in hulle lewens gehad het. Vleeslikheid, volgens die geïnspireerde woord van die Here. They were carnal minded, sê die Engelse woord. They were carnal minded, it beteken it is a mindset governed by the fallen human nature or the flesh, rather than by God's Spirit. Carnal mind in Afrikaans beteken vleeslike denke, vleeslike ingesteldheid en vleeslike gesindheid. Anderwoorde, hulle die vleeslike gesindheid en die impulse van die vlees het hulle gevolg in plaas van die impulse van die Heilige Gees. Die oorspronklike teks hier beteken, julle word deur die vlees beheer. Hallo? Jou gedrag en jou leefwys, met ander woorde, hoe jy leef, word deur die gees of deur die vlees beheer, nie deur die gees nie. Tweede punt belangrik, Romeine 8 vers 6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat dit wat die vlees bedink vyandskap teen God is,
Want dit onderwerp hom nie aan die wet nie. Jou vleeslike natuur sal nooit onderwerp aan die wet van God nie. Never. Want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hy kan God nie gelukkig maak nie. Verstaan, jou geestesmens sal nooit saamstem met jou gedagtes nie. En my gees binne in self sal nooit saamstem met my gedagtes nie. My gedagtes nooit saamstem met my gees nie. Daar's altyd 'n konflik aan my innerlike mens tussen gees en die vlees binne in my. Die woordjie daar bedink in vers 6 van Romeine 8. Die woordjie bedink, luister mooi, is baie pragtig mooi. Dit beteken manier van dink. Die innerlike houding van die hart en verstand en die rigting waarin jou denke beweeg. Dit wat jy dink, die boorberg, the battlefield is in the mind. En dit wat jy dink, bepaal jou toekoms op die einde van die dag. Kom nou mense, jy beweeg in daai rigting. Dit fokus op jouself en jou lewe beweeg in daardie rigting as jou denke. As jou denke dat jy beweeg in daardie rigting. En dit is wat verander moet word. Ons moet ons denke verander. Ons moet ons gedagtes verander deur die implanting van die woord van die Here. Ek kan nie dink soos ek 50 jaar terug gedink het nie. 30 jaar terug gedink het nie. Vleeslike dinge. Kan ek nie aan dink nie. Paulus sê, ons moet ons gedagtes vernuwe met die implant van God se woord. Bedink al die dinge wat regverdig en rein is, lieflik en loflik is. Val jou gedagtes met dit. Dit bepaal jou toekoms. Dit bepaal wat jy later gaan word. Dit bepaal die vrug wat jy gaan voortbring op die einde van die dag. Hallo. Kom ons kyk so 'n bietjie terug na die begin. Waar ons tot bekering gekom het. Ek het tot vandag nou so duidelik hoe die Here my siel gered het. Duidelik van Februarie 1978 Here my siel gered. Luister mooi. Heel eerste wat hy kom en red ons siel. Ons siel wat verlore was, kom en hy red ons. Hy was geskoot deur die kosbare bloed. Ons word deel van sy lewe en hy word deel van my. Ek behoort aan hom. Die tweede ding wat hy kom, die Heilige Gees kom na my en verkop my gees wat niks kon hoor nie, my gees wat niks kon voel, my gees wat nooit, kan ek sê, die frekwensies van God kon optel nie, word verkoop deur sy gees, want God kan alleen met my gees kommunikeer. So my gees was wakker gemaak by wedergeboorte, omdat ek alleen met hom in aanraking kon neem my gees. Derdens, die eerste twee toon die Here. Derdens kom Paulus en hy sê ons moet ons gedagtes vernuwe. So as jy tot inkeer, jy moet mooi as die pastoor sê, as ek tot inkeer kom, gaan daar nie dinge outomaties gebeur nie. Ek gaan nie net op ons sondig nie. Die lus, die alkohol, die lus, daar seker dinge, gaan nie sommer net weggaan nie. Kom nou, weet jy wat pastoor sê? Alle dinge gaan nog daar wees. Die duiwel gaan probeer om my te versoek deur daai dinge om weer dieselfde ding te doen. So iets moet ek van my kant af doen. As die Here sy werk gedoen het, niks gaan net in my skoot val nie. As dit my werk om 'n dader van die woord van God te word, om daai dinge te weerstaan, af te breek, dit vernietig, anders gaan die duiwel teen my gebruik op die einde van die dag. Ek moes opstaan na my bekering. Ek moes stap na dinge toe wat ek ontslae moes raak. Ek moes al die drank uitgooi. Ek moes al die dinge stuk en breek. Ek moes van sekere dinge ontslae raak. My klere dra wat nie by my gepas het nie, ek moes ontslae raak. Ek moes van al die dinge, ek moes iets doen van my kant af. Nie die Here wat dit gevat het nie. Ek moes dit doen. Dis die Heilige Gees wat my herinner daaraan wat die verkeerde ding was en ooreenkomstig dit het ek gereageer en ontslae geraak en dit vernietig. Ek moes dit doen. Nou aanvaar jy die Here het jou siel gered, jy aanvaar jy naam geskep sy die boek van lewe, maar jy vernuwe nie jou gedagtes nie. Jy gaan slaap nog met vrees. Jy staan op met vrees. Jy bedink nog die dinge wat teen God se woord is. En jy kla maar Here wat moet ek doen? Maar jy as persoon, ek as persoon, as
wedergebore kind van die Here moet iets doen. En juist die gemeente van Korinthe het niks gedoen nie. Hulle was pap gewees soos pasgebore babetjies. Hulle het net saam die vloei gegaan, het net kerk toe gegaan, het net die banke waarop gesit. Hulle het verder niks gedoen nie. Hulle het geestelik nie gegroei nie. Paulus sê, kan julle nie voer met vaste spyse nie, want julle gaan nie verstaan wat vir julle sê nie. Ek moet die titieborrel vat, ek moet die tammy vat, dit in julle mond druk en saggies en mooi met julle praat, want ek kan nie hard met julle praat nie, anders vat julle pad. Verstaan? Die Here sê dat ons moet ons deel doen. As ons deel doen en dadels van die woord word, kan hy dinge oor ons lewe gebreek word. Luister mooi. So ek moet my gedagtes vernuwe. Ek moet werk maak daarvan. Ek moet skrif in kry hierbo. Ek moet die woord memoriseer. Ek moet die boek kry. Ek moet in die woord van God bly. En jy geweet dat die woord van die Here jou kan verander? Nou gaan ons nou studie nog gemaak het, dat jy, as jy vir die woord hardop lees, vir soveel dae. Nou wat hulle gemaak het, hulle het nou goed op die kop gestel, op die brein te toets. En vir persoon gesê, vat die woord en lees die skrif hardop vir soveel dae, of soveel ure, kan presies nou nie. Dat na dit daar 'n verandering plaasvind in die breinselle. Hulle sê vir daai selfde persoon, as jy goed wat ons wil maak, bid jy nou vir meneer X of Saartjie of wie ook al in die hospitaal lê, en sê ek hierso, en ons bid vir hulle en hy sal PD. Dan gaan mense soen toe waar daai persoon lê. Hulle plaas die sande op daai persoon se kop, terwyl die persoon hier bid, sien hulle die verandering in daai persoon se breinselle. Hoe ver is die afstand? Die woord kan jou verander. Die woord is lewe, bring lewe. Maar as dit nie rema word in my hart nie, verander dit nie. Kan nie net letterlik dit bly nie, moet rema word in my binneste. Luister mooi. God doesn't save us, call us, or use us because we are deserving. It's all by grace. In Korintiërs 15 vers 10 sê, want deur die genade van God is ek wat ek is die genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het dit oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Hy vormed my, wat beteken wie ek moet wees met my eie persoonlikheid, karakter. Ek is nie 'n ongeluk nie. Sê vir die persoon langs jy, ek is nie 'n ongeluk nie. Ek is nie per toeval hier nie. Kom op, ek is nie per toeval hier nie. Baie het al gewens dat hy op die aardbodem moet wees nie. Baie het al gewens dat hy nie moet wees nie. Baie het al gewens, Here, ek was maar liewerste nie gewees het nie, want my maat by die gesnoeide paad gesien het, 'n seun, nou is ek 'n dogter, of ek 'n dogter is ek 'n seun. Maar jy is nie per toeval hier nie. Luister mooi. Undesigned, not duplicated. Jy is jou enigste. Daar's nie ander Pieter Swanepoel nie. Hy kan soos ek lyk, maar my vingerafdrukke gaan verskil van hom. Hy het Here gebruik my met my persoonlikheid, met my geaardheid. Ek kan nie Jimmy Swaggart wees nie. Ek kan nie T.J. Jakes wees nie. Ek is myself. So daar's nie iemand, ons word nie gedupliseer nie. Undesigned. He knew me. Hy het my geken nog voor my geboorte, Psalm 139. Voor my geboorte het hy elke dag van my beplanning uitgelei, wat hy graag wil hê ons moet wees en word op die einde van die dag. Lees dit. Hy het geweet. He sanctified me. Set apart for him by the Lord. Ek, Pieter Andries Swanepoel, is Jesus Christus se eiendom. Ek sê dit elke dag, ek is sy eiendom.
Hy is my Heer, hy is my Meester, hy is my begin, my einde, my Alfa en Omega. Hy is my verlosser, hy is my groot geneeser, hy is my voorsiener, hy is my voorsiener, hy is my alles. Luister mooi, Jesus die redder van my siel, Jesus die besetter van my hart. Hy is myne, ek is syne. Hoor pastoor sê, jy behoort aan hom. As jy die dag ja gesê het vir hom, dan behoort jy aan hom. Nie die duiwel nie. En wat die duiwel probeer, is om jou gedagtes in die hande te kry. Dis waar hy saad kan plant, dis waar hy teen jou kan gebruik. Hy kan jou verlede teen jou gebruik as jy die werk maak van dit nie. Ons gaan verder. Ons gaan verder. Derdens, daar is 'n groot verskil tussen sondes, meervoud, en sonde enkelvoud. Interessant as jy gaan kyk na wat Johannes skryf en wat Paulus skryf. 'n Groot verskil tussen die twee. Die een is persoonlik, wat spreek van die vrug in die natuur. En die ander een is erfsonde, wat ek noem, wat spreek van die wortel en dade, the carnal mind. Maar wie is vertel nou? Romeine 3 vers 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ons is in ongeregtigheid gebore, want almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Erfsonde. Erfsonde gee jou hart 'n hart van klip. Erfsonde gee jou 'n hart van klip. Jy's nou okay. In die volgende oomblik, geen gevoel, geen passie. En jy neem my no care attitude in. Ek glo nie is normaal nie. Omdat die besluit te verander, ek praat nie net van versoekings beproewings nie, dis meer dan dit. Iets wat besit neem van jou. Luister, ek wil jy 'n verhaaltjie vertel, wat waar is, was nie te stom. Seker pastoor van Amerika, dink ek waar hy was. Hy het heilig maak en nagestreef, hy het heilig maak en gepreek in sy kerk. Dit was sy passie, om rein en skoon voor Here te staan, om die lewe te leef wat die Here van ons wag om te leef. En op 'n dag, kry hy woede uitbarsting. Van so aard sê dat daar is nie nog fases wat vooraf begin het om gewaar het voor dit nie, dat het net ontstaan onmiddellik en het 'n woede uitbarsting gekry. So dat hy geskrik het vir homself. Maar in sy hart geweet het, dis nie hy nie. Maar hy kon nooit die vinger opdruk, hy het geweet dat daar iets in sy innerlike mens is, diep in wat daar is, wat hy nie kan vinger wys nie. Nie sy proses nie, maar wat hy nie weet wat het is nie. En hy soek en gebly, al het hy die aangesig van God gesoek, aangehou bid, die Here gesoek, en deur die jare kan gaan, en kort die ding kop uitgesteek, en presies dieselfde het gebeur. Hy kon nie verstaan hoekom het gebeur het in sy lewe nie. En die hele Sondag terwyl hy preek, oortuig die Here hom deur sy eie preek. En hy gaan kniel voor, hy vra vir al die mense wat wil kom, wat voor die Here met hulle skoonmaak en 'n innerlike mens vernuwe kan die voor sy hand kom kniel. En terwyl hulle besig was om te bid, sy voel hy of daar iets in sy hart gebeur. En die Here wys vir hom spesifiek, luister mooi, afgode in sy lewe. Afgode, nie te sê beelde nie, afgode in sy lewe.
Hy wys vir hom die onreinheid in sy lewe, en as 'n pastoor wat jaar op die pad was, alle dinge wys hy vir hom, en hy sê die woorde vir hom, hy sê, dis erfsonde. Nou, ek moes mooi daar gaan dink, erfsonde, luister mooi. Nie ek of jy weet wat my voorouers gedoen het nie. Die een van ons weet waarom hulle deelgeneem het nie. Nou as ons in sonde gebore is, ongeregtigheid gebore is, wat is die pakket wat ons saamneem? Nou moet jy mooi lees wat pastoor sê, terwyl ek vanmôre bid. As my geslag, die geslag wat terug is, eerste geslag het gesondig, daardie goed kom oor, hy van die pakkie kom na die tweede geslag toe, daar word bygevoeg, want die mense nie weet is nie, gaan oor na die derde, wat dink jy met die dag, hoeveel dinge saam hulle by ons uitkom? En die Here wys sonde, dit die oorsaak is. Hy het in sy hart geweet, as hy het geweet, dan moet iets wees wat hom so toe dryf, en hy kom agter dat dit van sy voorouers afkom. En hy moes weg, want moet hy sy pastoor sê, hy kon nie dit bely nie. Belydenis, jy kan sê, ja, maar ek Here is belydenis, hy moes van dit ontslae raak, hy moes bid dat die vuur van Heilige Gees daardie wortel van temperamentele dinge heeltemal vernietig. Dit moet vernietig word, net soos die altaar en boomstokke van die weg, moet daai dinge vernietig word in jou lewe. Want as dit opkom, en jy nou wys daar, moet dit vernietig word, dit moet uitgewis word totaal en al. Alles gaan dit oor na die volgende Here toe. Luister mooi, wil aangaan. Regverdigmaking en wedergeboorte het te doen met jou persoonlike sonde. Kom ek sê dit weer. Regverdigmaking en wedergeboorte het te doen met jou persoonlike sonde en skuld. 1 Johannes 1 vers 9. As ek my sondes bely, hy sê trouw regverdig om my te vergewe al my sondes, te reine van my ongeregtighede. Terwyl, luister mooi, terwyl heiligmaking te doen het met die sondige natuur wat die wortel is. Ek praat nie van die vlees, ek praat van die sondige natuur, die vrug van die ou mens. Waar is weer gesê, nie die ou mens, ons ou mens. Die vrug van ons ou mens, die vrug van ons ou mens, dit kan nie weggewas word nie. Luister mooi, dit moet vernietig word. Mense, ek wens jy het verstaan. As jy sukkel met jou gedagtes en ding, dan praat ek almal, moet die werk maak hierbo. Maar as 'n konstante ding wat plaasvind in jou lewe, jy weet is jy so tipe persoon nie. Kom by, jy weet, jy is nie so tipe persoon nie. Maar jy het aangeval in jou gedagtes, miskien nou en oor 2 maande weer dieselfde ding, miskien oor 2 maande weer dieselfde ding, so is 'n sirkel van mislukking met jou pad langs kom al die tyd. En jy weet dit is nie, jy dink jy daai dinge nie, jy is nie naby by jy dink aan dinge nie. Waar kom dit vandaan? Dis nie versoekers nie, so kan jy beproewings sien. Kom nou mense, verstaan hoor ek sê vanmôre. Erfsondes, hulle sê erfsondes. Erfsondes, daai ding kom deur, dis die pakket wat jy ontvang het, so die oomblik toe jy in die wêreld inkom, het jy 'n pakket saamgebring, 'n pakket sonde, jy is ook nie sonde gebore, is ongeregtigheid gebore is. En daardie dinge moet vernietig word. Ons kan nie verantwoordelik gehou word vir dit wat my voorouers gedoen het nie. Maar die oomblik wat die Heilige Gees het in my openbaar, verwag die Heilige Gees van jou en van my om met daai dinge te deel, dan is jy verantwoordelik vir dit. Jy kan dit nie los nie. Jy sal nooit geestelik groei, jy sal nergens kom nie. En die duiwel gaan jou kaalrig ry met daardie ding wat hy teen jou op die einde van die dag. Kom nog 'n bietjie verder, 'n bietjie dieper vanmôre. Luister mooi. Luister mooi. Ons het 'n gloeiende kool van die altaar nodig om ons te reinig.
Jesaja sê vanaf vers 5, 6 vanaf vers 5 sê, toe het hy gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder die volk wat onrein van lippe is, want by oë die koning Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het in my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. En my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak. Weet wat hy sê? En jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. Hoe hanteer ek dit? Die vuur, die Bybel sê, dat die vuur die hoënstoppels verbrand in ons lewe. Die vuur vernietig dit wat nie daar hoort nie in ons lewe. Ons moet dit daar bid, ons moet vra, Here, laat die vuur van die Heilige Gees, dit wat jy daar hoort in my lewe nie vernietig. Dit moet vernietig word, mense. Ander vertaling sê ons moet dit weggooi. Paulus sê ons moet dit weggooi. Ons moet ontslae raak van dit. Weet jy, as jy 'n ding nie voed nie, dan vrek hy, as die woord mag gebruik. Maar ons voed dit. Maak nie saak wat is die gedagtes wat ons voed. Ons denke voed ons, seker dinge wat ons hoor voed ons. Ons spreiding kos en dis hoekom ons nie kan vrykom van dit nie. Ons moet hy geestesband afsny. Ons moet dat hy staaf sonder water geestelik en staaf sonder voedsel geestelik, dat hy kan opkom, maar moet nie toelaat dat hy oorhand oor jou kry nie. Want in plaas van dat jou beheer, gaan daardie ding jou beheer op die einde van die dag. Hallo? Die vuur van die Heilige Gees moet in ons lewe teenwoordig wees om na hulle in ons laat te raak. Jesus wil ons help. Hy wil ons help. Mense, dinge wat gebeur, ons het laas genoem sirkel van mislukking, wat jaar na jaar, maand na maand, week na week gebeur, dieselfde ding, is nie reg nie. Dinge wat om herhaal, ek sê vir laas gesê, mense sê, ja, seker tyd in die winter gaan ek bronchitis kry. Jy spreek het los, jy maak het los vir jouself. My ma, die tyd siek geword, ek gaan ook siek word die tyd. Jy spreek het en maak het los, maar deur hy sirkel van mislukking wat aangaan, kry jy vyand, hou vas oor jou lewe, en dit gebeur aan mekaar, dis onnatuurlik, dis verkeerd, dis demonies. En as jou werk en my werk om dit te identifiseer en gesag daaroor te neem en hy ding vernietig van sy wortels af op. As iets wat ek sê elke oggend, ek sê langtermynprobleme in my lewe, in my familie se lewe, langtermynprobleme in die kerk se lewe. Ek ruk jy uit, wortels en al. En jy wortels verdroog, en jy sal nie meer langer vrug dra in die mense se lewens nie. Selfde ding. Sulke van mislukking, probleme, en ding wat aanhoudend is, jy maak nou 'n ding reg, môre breek dit weer. Môre maak jy reg dieselfde ding by die week weer. En hy kom om ons steel, hy slag op te verwoes, jy doen dit, of jy doen dit, en dan dieselfde ding gebeur weer. Dis onnatuurlik, daar's iets agter dit. Ander gees wil ons ook bind in die oggende, is the spirit of sabotage. Hy saboteer jou werke. Hy saboteer dit wat jy doen. Hy bring ongeluk jou pad langs. Jy vat in 'n ding, as jy hom reg maak, dan sy gebreek in plaas van reg. Sabotage, spirit of sabotage, is dinge wat ons moet bind. Python spirit is dinge wat ons moet bind. Hy verstrei jou, druk jou bietjies dood, en dan niks meer oor lewe en oor is nie. Ons moet daai dinge kan bind met vuurige kettings, en dit kan kanselleer in Jesus Christus se naam. Mense, as jy ons nie gaan werk maak, en daar is geword van die woord nie, gaan daai dinge ons onderkry. Ek weier dit in Jesus Christus se naam. Ek weier dit. Luister. Vierdens.
Hoe hanteer ek erfsonde? Wat wil ek doen as dit kop uitsteek? Nommer 1. Raak ontslae van al die afgode in jou lewe. Luister nou wat pastoor sê. Alles wat jy bo kan die Here stel is 'n afgod. Die geld kan wees. Jou kar kan wees. Jou TV kan wees. Alles wat bo kan God stel is 'n afgod. Tweedens, raak ontslae van alle onreinheid in jou lewe. Ons bid baie keer, as die Here help my, was my deur die kosbare bloed. Ek vra om vergifnis vir dit wat ek gesê het, of gedoen het, of gesien het, of gehoor het. Ons bid dit. Maar môre kyk ek na dieselfde ding op die TV. Môre luister ek na dieselfde gossip van iemand anders. So wat jy vandag gekanselleer het, maak jy môre weer los. Jy gee hom net kos, jy gee net woema om weer verder aan te gaan. In plaas van om te breek daarmee, die Here vra my te vergewe en daai dinge te breek en te kanselleer, van sy wortels af uitgewis te word en kies jou regte vriende. Ek sê nie moet hulle wegstoot nie. Ek sê nie moet hulle een kant stoot nie, maar as jy in geselskap nie gevoed word nie, pak jou tas en jy gaan soek iets anders, dan ons is daar mekaar te bemoedig en op te bou. Nie om mekaar af te breek nie, nie om te skille van die volgende persoon nie. Ruil dit wat jy na kyk. As daar dinge is wat verkeerd is, maak, sit af die TV af. Lees die regte dinge, bly die woord van die Here. Bly in gebed, doen dit. Raak ontslae van al onreinhede in jou lewe. Dit wat jy toelaat deur dinge te kyk en wat jy ook lees en wat jy hoor, is die uitgang na die hart, dis waar die duiwel in kom kan skry. Dis waar hy sy saad plant in jou gedagtes, deur wat jy hoor en dit wat jy sien. Dis die ingangsplekke na jou hart. Derdens, hou op om mense lelik te behandel. Don't harshly speak harshly to anyone. Of dit nou jou familielid is van jou, of dit nou jou vrou is, of dit nou jou man is, of jou kinders of kleinkinders is. Dieselfde vertel 'n storie van 'n ander pastoor wat Sondag het sit hy sy besig om voor te berei. Sy kleinkind kom aangestap om hallo te sê dat hy sy kleinkind wegjaag soos 'n hond terwyl hy voorberei vir die diens. Waar kom dit vandaan? Waar kom dit vandaan? Dis nie 'n natuurlike ding nie. 'n Ding wat op die spit van die oomblik gebeur, maar waar kom dit vandaan? Verstaan? Mense met die vlees is 'n heerlike storie. Jou carnal mind, jou vleeslike denke is verskriklik. Is verskriklik. Luister mooi. Vierdens, werk by die wortel. Trek dit uit, root out. Ruk die wortel uit. Nie net die simptome nie, maar die bron van die probleem. Ons is baie keer stay ons die boom af en ons dink, daar sal nie vrug kom nie, maar daai wortel steeds daar. En hy sê, Job, as daai wortel net water ruik, dis die Bybel sê, as die wortel net water ruik, gaan daar 'n plantjie opkom en hy dooie boom stop op, hy gaan weer begin groei, dieselfde probleme gaan jou pad langs kom. Ons moet om het wortel en tak uitroei, niks mag oorbly van daardie ding in jou lewe nie. Die bron van die probleem. Vyfde ene, breek het af, pull down as iemand se woord, om iets af te breek wat opgebou is, want deur ons denke, terwyl ek gesê het laas, dat jou denkpatroon is 'n vesting.
As ek oor dieselfde ding dink elke dag, sit ek 'n garendraadjie by probeer so vir 'n garendraadjie wat bykom. Die eerste ding kan ek breek, tweede ding kan ek breek, maar dikker hy word, hoe moeiliker gaan dit om gebreek te word, dan ek verlossing nodig op hierdie dag. Dit word 'n vesting in my gedagtes. En die vyand gebruik daai vesting teen my op die einde van die dag. So ons moet nie die simptome aanval, ons moet by die bron van probleem uitkom en ons moet daai ding vernietig. Kom by die wortel uit en raak ons slaap by die wortel. Vyftens, dit moet afgebreek word, put down, om iets af te breek wat opgebou is. Verkeerde denke, sonnige strukture in 'n mens se lewe, wat jy daar gelê het. Deur die mag van gewoonte doen jy sekere dinge, kom jy agter jy doen dit nie. Kom nou, moet jy aan met die aardspastoor, dis so. Deur die mag van gewoonte doen jy sekere dinge, soos baie mense die oggend as hulle gerook het, dan is 'n skyfie gevang voor hulle koffie drink. As daar baie mense wat die oggend is hulle foon vat vir hulle koffie drink. Nou ek sê dit, myne is by kantoor ook, alles is op my ding, alles is daarby, alles is op my kantoor, rekenaar en my foon, maar mense wat sê in die oggende, I belong to Jesus, wat sê net die ding is, ek behoort aan Jesus, I belong to, as jy oopmaak sê, ek Pieter Andries Swanepoel, behoort aan Jesus Christus, dan vlug hy wel klaar, hy pak sy tas en hy vat pad, en die mag van gewoonte. Doen ons sekere dinge wat ons agterna hier staan gaan kom. Luister mooi. 6de, vernietig, destrooi. Om iets heeltemal te beëindig, dit moet nie weer kan terugkom nie. Die swaarste is, as om jou denke te verander, jou gedagtes. Om hier verandering teweeg te bring binne, iets te doen dat jy dink aan iets anders in plaas van te dink aan vrees, in plaas van om te dink aan iets anders, dit te verander hier. Maandag as ons wakker word, is 'n blou maandag. As ons Vrydag klaar is 'n blou Vrydag. Dan is dit Sondag, teken ons pak klere aan, ons gaan kerk toe, middag begin ons met dieselfde storie weer. Verstaan, ons moet ons denke kan verander. Anders te dink, want dit kan jou lewe verander. Jy stuur jou geestelike skep in die regte rigting of verkeerde rigting. Wat jy dink gaan jy word op die einde van die dag. 7de plek. Dit moet omvergewerp word, vrou down. Om iets wat sy posisie in sy posisie om af te gooi, om te gooi. Iets wat mag gehad het, verloor nou sy plek. Hy moet sy plek verloor. Sy plek verloor. Prediker vertel, miskien jy het gehoor van hierdie ou wat hy voor gaan bid. Dan het dames die oom sterk om bid vir asseblief. Toe instap daar in die kamer, die eerste ding sê, my man is 'n baie goeie man, en was 'n baie goeie man. Praat met oom sê, ek is 30 jaar, oude diaken, ouder in die kerk, ek is 'n baie goeie man. Hy sê, ek het 'n vrees in my binneste om te sterf, help my asseblief. Is besig om te sterf. Hy sê vir oom, sê vir my, het jy al Jesus aangeneem as die persoonlike saligmaker? Hy sê, man, hy sê elke dag, en ek is 'n baie goeie man, sê hy dan. Sê nie om sy die vrou nie. Sê, daar is niemand goed behalwe God nie. As jy moet ek 'n slegte nie vir jou, daar is geen goeie mense in die hemel nie. Kyk hom snaaks aan. Hy sê, as jy Jesus aanneem, jy is 'n goeie mens gaan hemel toe, maar goeie mense gaan net so hemel toe nie.
Kan ek maar vir oom bid? Ja, asseblief bid vir my. We gaan hom bid om lei na die Here toe. Terwyl hy halfpad is, sê oom, hy sê vir hom, vir oom, hy sê vir oom sê bely dat jy 'n sondaar is. Hy sê, ek sê sondaar nie, ek sê baie goeie mens. Ek sê nee man. Ons almal het gesondig en Hebreërs in die wet van God. Ons almal is sondaars, ons het gebore in ongeregtigheid. Sê vir die Here, ek is 'n sondaar. Jy vra vir die Here om vergifnis. Jy vra dat hy jou sondes moet vergewe en jou reinig en skoon was deur sy kosbare bloed. Hy doen dit. Bid agter hom aan. Maak die gebed klaar. As jy ons half die middag dink ek was gewees. Ek dink 5 uur in die middag die bel sy vrou. Hy sê, hoor jy so, ek net toe sê my man is huis toe. Wat het hy gemaak? Hy het my ingeroep en gesê, mamma kom soen my, Jesus is hier om my te kom haal. Ja. Maak dan die saak, ek dink jy's 'n goeie mens. Maar almal van ons is eintlik sondaars. Wat die Here gevra het vir genade en vir verlossing. En dat die bande oor ons lewe moet breek. Maar ek kan nie bekostig dat die duiwel my terugtrek in my verlede in. Ek kan nie bekostig dat die dinge van my voorouers wat baie nie in glo nie, maar luister, die dinge van my voorouers se hou vas op my lewe. Ek soek daai pakket in my lewe nie. Ek soek dit nie. Ek is nie verantwoordelik vir dit nie. Maar die vyand gebruik dit en hy laat uit daardie ding vrug uitkom wat my aanval, wat in my lewe wys op die einde van die dag, wat nie my skuld is nie, maar ek staan, ek is dan die instrument wat hy gebruik om daai ding te manifesteer en dit te snerre in my lewe. Ek soek dit nie. En hoeveel mense sit vanoggend, en laas nie gesê, wat hier sit vanmôre, wat dieselfde probleem het, wat jaar na jaar, dag na dag, week na week, dieselfde ding sit. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Iewers skielik is jy ongelukkig. Iewers skielik voel jy niks nie. Jy het 'n hart van klip. Jy is nie lus vir kerk, jy is nie lus vir bid nie, jy is nie lus vir niks nie. En vanmôre as jy opstaan, is jy okay. Waar kom dit vandaan? Omdat ons nie volgens gevoel gaan, maar waar kom dit vandaan? Dis ongehoord, dis nie reg nie. Gedagtes wat jou tuister tot in die grond, waar kom dit vandaan? Dan los ek jou heeltemal vir 'n week of 2 of 3, nie skielik jy ding weer daar. En los jy vir 'n maand, dan kom dit dan weer terug. Kom nou mense, waar kom dit vandaan? Jou temperament dieselfde. Ander dinge dieselfde, is 'n patroon wat hy ding volg, aan mekaar volg. Hy slaan en dan los, dan slaan en los, dan slaan en los. Hy slaan hy muur en hy muur wat val. Waar kom dit vandaan? Antwoord my. As jy weet, dis jy self nie, waar kom dit vandaan? Dis jou werk om my werk. Om op te tree en daai ding in ons lewe te vernietig. Gaan na die Here toe, as jy in my glo, skrif ek nog baie seker vergeet, en gaan praat met hom en sê, Here, wat is daar wat oorgekom het van my voorouers af, wat my tuister? En al vat jy 2, 3, 4, 5 maande, skryf elke ding neer wat jy hoor, die Heilige Gees, of jy in die woord sien, die Heilige Gees jou hart vir jou praat, en skryf dit neer. Wanneer jy alles daar het, dan gebely het voor die Here. Sê, Here, hier is dit, sê my fout, en ek vra, dat U my sal help, om van die ding ontslae te raak. Vernietig dit deur die vuur van die Heilige Gees, dat ons by die wortel kan uitkom. Ek soek daardie dinge nie in my lewe nie. Verloon dit. Vervloek dit. Wat was toe sê? Wat stop jy dit nie? Gaan kyk na jy seker vir jou kinders. Het laas gesê, met dieselfde karakter wat ek openbaar, as wat jy geopenbaar het, die sonde was, steek op uit by hulle, waar kom het vandaan? Nie elke dag sy vaartjie en aard en mama nie, nee. En baie mense keer dit nog goed, lag daaroor, trots daaroor,
Nee, stop dit daar. Waar kom dit vandaan? Waar kom dit vandaan? Ek sê, Here, help ons, dat we vanmorgen in kort boodskap sluit. Ek gaan vanmorgen vir almal bid. Ek gaan vanmorgen vir almal bid, en hy dinge breek en kanseleer en kragteloos stel. Jy het werk om te doen. As jy regtig waar besigheid meen met die Here, sal jy gaan sit, die aangesig van die Here gaan soek, in die woordstyd spandeer, en skryf daarin dinge neer, jy sal verbaas wees, van die Heilige Gees vir jou uitlig en wat in jou wys, wat jy nooit van geweet het of ooit besef het in jou lewe nie. Kom ons sal bid. Dankie Jesus. Ek wil vanmorgen kom Here almal van my af reg neem dit bo op die platform in die balkon bo. Dat vanmorgen kom en elkeen opdra in die naam van ons Here Jesus Christus. En die kenner van die hart, die toesit van die niere. Hy ken my. Ek kan niks wegsteek nie. Die Psalm 139 sê die Psalm digter daar, jy gaan sit in die duister. Sal die duister lig word, en jy sal hom kry, klim op 'n berg, jy gaan kry. Al gaan hy in die woestyn, jy sal homself daar kry. Jy weet presies wat in ons lewe aangaan. Ons kan nie wegvlug nie. Ons kan die pad vat nie, want U weet wat in ons lewe aangaan. En Here, dankie vanmorgen, ek bid dit, dat in elkeen se persoon vanmorgen teenwoordig sal openbaar wat die wortel is, wat die vyand gebruik teen hulle. Wat in hulle lewe is, wat hy gebruik in sekere tye waar hy kop uitsteek om hulle, Here, te verneder, Here, hulle aan te val, Here, hulle siek te maak, maak nie saak wat dit is nie, wys hulle wat die fout is, wat die wortel is, wat die kanaal is wat gebruik word, en Here, dat hulle kan neerskryf en jy kan vra om my werklik te vernietig in hulle lewe in Jesus naam. Ons kom vanmorgen in die kragtige naam van Jesus Christus, en ek wil vanmorgen elke aanslag, elke werking van die vyand, Here, elke sirkel van mislukking, elke versteekte ketting, Here, wat die vyand op hulle geplaas het, op myself en almal hier, Here, ons vanmorgen vernietig, ons hulle kragteloos stel. Ek bid en vra vanmorgen die elke geroeste slot, dat hy ketting se oopsluit, dat hy ketting sal afval en vernietig word in Jesus Christus se naam. Ek bid vanmorgen dat elke sirkel van mislukking sal stop nou. Dit sal nie om herhaal en enige van hierdie persone vanmorgen se lewens nie in Jesus naam. Dit word vernietig, Here, word uitgewis, dit word verbrand deur die vuur van die Heilige Gees vanmorgen in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank en ons prys U daarvoor, Here. Ek breek elke houvas, ek breek elke verkeerde saltaai, ek breek vanmorgen elke houvas, elke punt van kontak, bid ek dat het verbrand tot as, Here Jesus Christus se naam. Ons bid vanmorgen dat die Geesesaltare teen ons opgebou, teen elke persoon hier, Here, vernietig sal word deur die vuur van die Heilige Gees. Ek bid vanmorgen dat die leeu, dat die stam van Judas sal brul in die hoofkwartier van die demoniese magte, dat hulle ons sal hoor, hulle sitter as hulle sy brul hoor, hulle sitter as hulle die naam van Jesus Christus hoor. Here, hulle spat uit mekaar en ons steede verwarring aan hy laar vanmorgen in die naam van Jesus. Here, die bloed van Jesus, elke pyl van die tromvurige pyl wat ons gebruik, woord wat ons verklaar, gedip in die bloed van Jesus, vir ons afskiet, Here, tref ons teken vanmorgen, tref daardie demoniese magte, tref hulle plek vanmorgen uit Jesus Christus se naam. En Here, dankie vanmorgen, hulle gly op die bloed van Jesus Christus. Hulle kan nie naby ons kom nie, hulle gly op die bloed van Jesus Christus. Elke ketting val af, Here, elke band word gebreek, Here, elke gevangene deur word oopgemaak in Jesus Christus se naam vanmorgen, en ons prys U daarvoor. Ons weier daai pakket saam met ons gekom het, ons weier om deel te neem daaraan, ons weier om dit toe te laat in ons lewe, ons vervloek en verloon dit, Here, ons dryf daardie werk uit, elke demoon agter dit, wat het gebruik teen ons, bind ons vanmorgen, kanseleer ons vanmorgen, en ons dryf hulle uit saam met pakket in Jesus Christus se naam, en ons dankie daarvoor. Dankie, Here, dat U die werk doen. Dankie dat U daar is vir ons.
dankie vir die seën wat U losmaak in ons, en dankie Here vanmôre, dat ons weet U is daar, dat U naam verheerlik en geprys word. Elke sterk man, wat teen ons finansies kom, elke sterk man wat teen my liggaam kom, elke sterk man wat my aanval, jy is oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Jy hoor die woord van die Here vanmôre, dit tref jou tussen jou oë, jy val en ons skap jou kop af vanmôre met dieselfde swaard wat jy teen ons wil gebruik het in Jesus Christus se naam. Jy sal los. Jy los hierdie gemeente, jy los hierdie lidmate, jy los my familie, jy los hulle, en jy gaan in Jesus Christus se naam, en ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor, en al die kinders vanmôre van die Here sê, amen en amen en amen. Dit is die dank vir